Welkom, dankie dat jy ingeskakel het. Ek het 'n wonderlike storie hierdie week gesien gebeur. Ek wil dit graag met jou deel. In 'n koffiewinkel staan 'n ry mense. Derde van vooraf staan 'n ryk man. Lyk ryk, duur pakklere, duur horlosie. Jy kan sien hy's gegroom. Heel voor in die ry staan 'n ou tannie. Sy's gebo, sy's nie mooi aangetrek nie. En sy het 'n koffie en 'n muffin bestel. En sy tel die sentjies af. En als dit nie genoeg nie, dan grou sy in 'n ander sakkie, tel sy nog af. En so probeer sy al haar geld bymekaar kry. En ek sien hierdie man raak baie geïrriteerd. Hy wil sy koffie kry, hy wil sy kafeïne inkry, hy wil aangaan met sy dag. Hy het obviously baie goede wat hy wil doen. En die barista steek sy hand in 'n pot wat sê tips, en hy haal 'n noot uit. Hy sit dit by die tannie se geld en hy sê, jou rekening is betaal, skryf haar naam op die koppie, en sy smile wonderlik. Iemand het haar nood gesien, iemand het gehelp. En hierdie ryk man sien dit. En duidelik kan jy sien hoe word hy geraak deur hierdie storie. Hy vat al die geld in sy beursie, en hy druk dit in die pot, om ander mense te help. En toe hy wegstap met sy koffie, toe voel hy gelukkig. Hy voel tevrede. Hy voel wonderlik. Nou Paulus sê vir ons, daar's 'n geheim. Daar's 'n geheim tot geluk. En daardie woord is contentment. Nou die Afrikaans is bietjie moeilik om contentment mee te vertaal, want ons weet nie of dit geluksalig is, welgeluksalig, vrede, vredevol. Miskien kan ons net hierdie een woord gebruik. Dankbaar. Nou Paulus sê, hy was 'n dankbare man. Maar as jy na Paulus se lewe kyk, dan was dit nie 'n goeie lewe nie. Dit was 'n swaar lewe. Sien, Paulus was een van hierdie kampvegter. Hy was 'n passievolle mens. Toe hy die Christendom sien groei, toe gaan hy agter hulle aan om hulle te vervolg. God kry hom beet, en sê vir hom, nee, ek gaan jou omdraai, jy moet nou vir my werk. En toe bou hy die kerk, en ons lees baie van sy werk in die Nuwe Testament. Maar Paulus sê vir ons, daar is 'n woord vir hierdie, ek is gelukkig, ek is hierdie tevrede mens. En hy het eintlik vir ons in sy brief geskryf, hoe hierdie geheim is wat hy ontdek het. En hy beskryf hierdie geheim as volg. Hy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my krag gee. Nou, tradisioneel kyk Christene na daai skrif en sê, ja, God gee jou krag om te presteer, hy gee jou krag om geld te verdien, hy gee jou krag om sukses te behê, hy gee jou krag om te oorwin. Maar is eintlik nie wat Paulus sê nie. Paulus sê, daardie krag wat Christus jou gee, is die krag om vergenoegd te wees. Nou Paulus skryf daar, dan sê hy, ek was ryk, maar toe was ek vergenoegd, ek was dankbaar. Hy sê, en toe was ek arm, en toe was ek ook vergenoegd. Nou as jy na Paulus lewe kyk, hy het 3 keer skipbreek gelei. Met ander woorde, skip het gesink, maar hy het oorleef. 1 keer het 'n giftige slang hom gebyt, hy het oorleef. Hy's gestenig en vir die dood gelos. Hy's in die gevangenis gegooi, en hierdie man sê, in Filippense 4 vers 11 skryf hy dit, hy sê, het maak eintlik nie saak, of ek sonder 'n krieseltjie kos gaan slaap, en of ek soveel kos het, dat ek dit nie kan eet nie. Hy sê, dit maak ook nie saak, of ek klere aan my lyf het, en of ek 'n huis vol goed op my naam het nie. Dis eintlik maar om te ewe. Vir alles in die lewe sien ek kans, want Christus is my bron van krag. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. So wat leer Paulus ons hier? Wat is die geheim van die lewe? Die geheim is om te sê, dit maak nie saak wat die lewe my gee nie. Dit maak nie saak hoe my omstandighede verander nie. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my bron van krag is.
Ek het nou al heel wat kere met mense gewerk. Dan sê hulle, bid vir my. As ek net hierdie deurbraak kan kry, dan gaan ek vir God groot dinge doen. As ek net hierdie finansiële transaksie afgehandel kan kry, dan gaan ek in die diens van die Here kan wees. As ek net my kinders kan groot kry, as ek net, hulle is altyd 'n saak waar God mee hulle moet help, dan kan God hulle gebruik. En ek wil vandag vir jou vra om net te dink saam met my. God wil jou gebruik waar jy is, hoe jy is, met wie jy is, in jou omstandighede. En as jy daardie geheim kan leer, dat jy saam met Paulus kan sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dan kan jy 'n lewe leef van vergenoegdheid. Mag die Here jou seën. Kom ons bid saam. Hemelvader, saam met Paulus wil ons vandag sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Amen.